Goeiemôre vriende en hartlik welkom vir elkeen van julle hier by hierdie baie spesiale oggend waar ons die voorreg het om weer hier in die huis van die Here by mekaar te kan wees. Ek sê spesiale oggend want soos die psalmdigter sê, hierdie is die dag wat die Here gemaak het. En daarom sal ons juig en bly wees daaroor. Dit is my lekker om almal vir julle hier te sien. Dis nou vakansietyd, so daarom is ons so 'n bietjie minder, maar dis ook nie noodwendig 'n slegte ding nie. Ons kort bietjie rus, daarom ook ons tema vir rus waarna ons ingaan. En so wat ons voor die tyd in die konsistorie saam gebid het vir al ons lidmate wat na die tyd na die diens gaan luister, wat reeds op vakansie bietjie weg is, julle moet die ruskans geniet, die breekie van die besige skedules en die skoolprogramme. En vir die van julle wat vanoggend hier is, wat dalk van hier af bietjie met vakansie gaan rus regtig lekker, maar kom veilig terug en uitgerus vir die nuwe kwartaal wat voorlê dan ook. Ons gaan vir die volgende paar weke stil staan by die tema van rus en om spesifiek in God se rus in te gaan. En my gebed is dat elke een van julle vanoggend iets sal beleef van daardie rus, 'n spesiale tipe rus wat ons net by die Here kry. Ons het nie vanoggend 'n klomp afkondigings nie, dit is in die familienuus, in die vakansietyd is alles ons maar bietjie stiller dan ook, en meeste van ons bedieninge wat ook vir die vakansietydperk ook tot 'n einde kom, sodat ons bedieningsleiers ook bietjie kan rus. So kom ons gebruik dan ook hierdie volgende paar weke om regtig, so wat ons nou reeds gesê het, te rus en ons batterye te herlaai vir die nuwe kwartaal wat afskop. Aan die begin van die nuwe kwartaal, dan skop ons al klaar af met iets baie spesiaals, met ons belydenis aflegging wat gaan plaasvind. En dan gaan hierdie jaar op 'n bietjie van 'n ander manier as wat ons gewoond is plaasvind. So daar's 'n klomp dinge waarna ons kan uitsien vir die nuwe kwartaal wat om die draai is. Behalwe vir rus gaan dit natuurlik ook weer goed met al die Suid-Afrikaners, nee, want dis weer braaivleisvure wat brand en die rugby seisoen is weer oop. So nou is almal se harte weer vol. Ons almal het weer iets om te doen op 'n Saterdag, want nou is daar kuiertyd en ons word rugby gekyk en die bokke het goed gedoen. So met almal se harte gaan dit goed vanoggend. So oor die algemeen het ons baie om voor dankbaar te wees dan ook. Ek wil hê ons moet net so 'n paar oomblikke stil word en ons gedagtes instel op die rede waarom ons vanoggend hier is. En dit is om die Here te ontmoet. En onthou so wat ons mekaar al baie keer ook gesê het, dis eintlik teologies en Bybels nie reg om te sê, Here, ons nooi U in hierdie spasie in nie. Want die Here is die een wat ons in sy spasie innooi, in sy ruimte innooi. Die Here is reeds hier. Hy is die een wat ons nooi om hom te ontmoet. Kom ons stel ons harte en gedagtes in op hierdie ontmoeting. Abba Vader. Here, U is die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. U is die heilige God. U is die alomteenwoordige God. U is die alwetende. Here, U is die God van liefde, wat vir elkeen van ons wat vanoggend in hierdie diens is op U naam ken. Here, wat selfs die hare op ons kop getel het. Here, wat ons diepste hartsemosies ken en ook ons gedagtes reeds weet. Here, U het ons liefgehad nog voordat ons in ons moederskote gevorm was. En Here, U het elkeen van ons op U naam geroep en gesê, jy is myne. Wat 'n voorreg, Here, is dit nie om U te ken en om in 'n verhouding met U te kan lewe en om kinders van U genoem te mag word nie. En Here, wat 'n ongelooflike voorreg is dit nie om te weet, Here, dat eintlik soos Moses ons skoene moet uittrek en kaalvoet hier binne moet wees, Here, want hierdie is heilige grond. Want U is hier. U is hier teenwoordig. U is hier by ons, tussen ons, langs ons, rondom ons, oral rondom ons. En Here, hier in die heilige teenwoordigheid kom buig ons voor U en wil ons U loof en prys saam met die engele en vir U sê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, ons God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeentevriende, ek groet julle dan ook vanoggend in die naam van hierdie heilige God.
In die naam van God die Vader, wat vir my en jou so lief het, dat hy sy Seun vir ons gestuur het. In die naam van die Seun, ons verlosser, ons koning, ons prins van vrede. En in die naam van die Heilige Gees, ons krag, ons helper en ons trooster. Genade en vrede vir elke een van julle. Amen. As ons so bewus is van die Here se teenwoordigheid en ons ontvang hierdie seën van die Here, dan is die logiese respons, die logiese reaksie op hierdie groet van die Here, om sy naam te loof en te prys. Kom ons staan en met harte gevul met eerbied vir die Here, kom ons sing hierdie loflied tot sy eer. Om ons reeks oor rus af te skop, gaan ons begin by die heel begin. En dit is by Genesis hoofstuk 1.
So vanoggend is dit nou maklik om te kry. Ja, die teksgedeelte is op die skerm, maar jy kan jou Bybel oopmaak by die heel eerste bladsy van die Bybel en ons gaan Genesis 1 saam lees. Die hele hoofstuk, die hele skepingsverhaal tot daarby Genesis 2 vers 4 se eerste gedeelte. En hierdie gedeelte wat ons vandag gaan lees, gaan ons die beginpunt kry van hierdie gedagte oor waarom rus so belangrik vir elkeen van ons is. Ek gaan nou nie vra dat ons vandag nou sal hande opsteek nie, maar ek wil hê jy moet dink by jouself daar waar jy vanoggend sit. Is jy moeg? En as jy moeg is vanoggend, watse moeg is jy? Is jy fisies moeg? Die jaar is besig sover, daar was 'n geskarrel, dit is 'n besige skedule van die een afspraak na die volgende, baie vergaderings wat ek moes gehou het, baie mense wat ek moes gehelp het, besige program by die skool, noem nie, die eksamen was rof geweest. Is jy fisies moeg vanoggend? Of dalk sit jy vanoggend hier en jy is emosioneel moeg, uitgebrand, het niks meer om te gee nie. Dit raak al hoe moeiliker om in die oggend jou kop van die kussing af op te tel en al wat jy wil hê is net 'n bietjie rus. Of dalk sit jy vanoggend hier en jy is geestelik moeg. Jy voer 'n geestelike stryd al vir baie lank. Jy bid en jy vra uitkoms oor hierdie situasie, maar daardie gebed word net nie beantwoord nie. Of dinge is nie besig om beter te raak nie, of vir 'n lang tyd nou al voel dit vir jou asof jy net nie op 'n lekker plek in jou verhouding met die Here is nie. Die Here voel vir jou ver weg en jy wil hom nader hê, maar maak nie saak wat jy probeer nie, dit voel net nie asof dit wil regkom nie. Jy voel geestelik moeg en uitgeput. Jy het meer vrae as wat jy antwoorde het. Jy het meer mismoedigheid as wat jy vrede of hoop het. Hoe dit ook al sy, daar's verskillende tipes moeg. En dalk sit jy vanoggend in die diens en jy sê vir Dominee Jaco, ek is nie moeg nie, my moeg is moeg. Dan is hierdie reeks vir elkeen van ons. En julle glo met my hele hart dat wanneer die Here so tema op my hart druk, veral in 'n tyd dat dit nie net prakties gaan in vakansietyd nie, maar oor hierdie tema wat hierdie tyd van die jaar so belangrik is, glo ek dat hierdie 'n tema is waar die Here vir elkeen van ons 'n stukkie rus sal kom gee. En voordat ons wegspring en hierdie gedeelte gaan lees, kom ons vra dan nou juis ook dat die Here deur sy Heilige Gees die een sal wees wat die boodskap bring. Want onthou, die woorde wat ons gaan lees is nie net 'n gewone storieboekie, dis God se woord. Ons hoor God se stem in hierdie woorde. Kom ons vra die Heilige Gees dat hy ons sal help om God se stem te hoor. En dis ook nie 'n dominee wat die boodskap bring nie. Hierdie is nie die instrument. Die Here is die een wat vandag praat deur sy woord. Kom ons bid dan ook nou tot die Here wie se woord ons nou gaan hoor. Here, met harte wat honger en dors na U, maak ons nou U woord oop. En Here, wil ons nie net lees nie, maar wil ons U stem hard en duidelik hoor. Want Here, ons weet dat in U is daar rus. In U woord en in U wil en U waarheid is daar rus. En Here, daarom kom ons vanoggend na U toe, met ons fisiese moegheid, ons emosionele moegheid, en ook ons geestelike moegheid. Want Here Jesus, U het immers gesê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. So Here, hier is ons. En ons kom sit vanoggend by U voete. En ons vra Here dat U vir ons daardie rus sal gee. Daardie bonatuurlike rus, daardie goddelike rus, wat ons net by U kan kry. Praat met ons, Here. Ons luister. Amen. Julle lees saam met my hierdie gedeelte, Genesis hoofstuk 1, daarvan vers 1 af. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die boek se naam is natuurlik Genesis, want Genesis beteken die eerste woorde wat ons hier lees, in die begin. Genesis beteken begin. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar.
Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die eerste dag. Ek wil hê julle moet nou konsentreer en let daarop, dat soveel ons hierdie gedeelte lees, hoeveel keer hoor ons hierdie woorde, dit het aand geword, en dit het môre geword, dit was die. Toe het God gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters om die waters van mekaar te skei. En so het dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf. God het die gewelf hemel genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek bymekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word. So het dit gebeur. God het die droë grond aarde genoem, en die waters wat bymekaar gekom het hy see genoem. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voortkom, groen plante wat saad gee, en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy eie aard vrugte dra, en waarvan die saad in sy vrug sit. So het dit gebeur. Die aarde het groen plante laat uitsprei, wat elkeen na sy aard saad gee, en bome wat vrugte dra met die saad daarin, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die derde dag. Toe het God gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om dag en nag van mekaar te skei. Hulle moet ook as tekens dien om seisoene, dae en jare aan te dui. Hulle moet ligte wees aan die hemelgewelf om op die aarde lig te gee. En so het dit gebeur. God het die twee groot ligte gemaak. Die grootste om bedags te heers en die kleiner lig om snags te heers en ook die sterre. God het hulle in die hemelgewelf geplaas om op die aarde lig te gee, om oor dag en nag te heers en om lig en donker van mekaar te skei. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die vierde dag. Toe het God gesê, laat die waters krioel van lewende wesens en laat daar voëls onder die hemelgewelf oor die aarde vlieg. God het die groot seediere geskep en al die ander lewende wesens waarvan die waters krioel, almal na hulle aard, ook al die voëls na hulle aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God hulle geseën, wees vrugbaar, word baie en bewoon al die waters van die see, en laat die voëls baie word op land. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die vyfde dag. Toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy aard, makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard. En so het dit gebeur. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard. Ook die makdiere, elkeen na sy aard. En ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. En verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee, op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees.
Maar aan die wilde diere op die aarde, en aan die voëls in die lug, en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die 6de dag. Die hemel en alles daarin is voltooi, en ook die aarde en alles daarop. En op die 7de dag was God reeds klaar met die skepingswerk, en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die 7de dag as 'n gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Dit dan is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Wat 'n wonderlike spesiale verhaal is dit nie. Julle sien vriende, net so 'n paar goedjies om vir julle uit te lig voordat ons kyk na hierdie gedagte van rus wat ons in hierdie gedeelte vind, is dat wanneer ons die Bybel lees en 'n verhaal soos hierdie, dan moet ons baie versigtig wees om die Bybel nie verkeerd te lees nie. Hoekom sê ek dit? Want die bedoeling van die skrywer van hierdie woorde was nooit gewees dat Genesis 1 gesien en gebruik moes geword het as 'n hoofstuk in die Bybel om te probeer vasstel presies argeologies hoe oud die wêreld vandag is nie. Vir baie mense is dit een van die struikelpunte waarby baie mense vandag vashak. Mense wat 'n wetenskaplike kennis veral het en daarvan hou om logies te dink oor dinge, vra dan die vraag, hoe kan dit moontlik wees dat argeologiese opgrawings en die dinge wat ons vandag ontdek vir ons sê die wêreld is bitter oud. Maar julle as Christene glo dat die Bybel sê vir ons die wêreld is maar 'n paar duisend jaar oud. Dit was nooit die bedoeling gewees van iets soos die boek Genesis nie. Ons moet altyd ook onthou dat die verhale van die Ou Testament is baie oud. Ons kan nie met sekerheid sê hoe oud hierdie verhale is nie. Ek onthou, ek het in my vorige gemeente 'n persoon gehad wat 'n liefde gehad het vir wiskunde. En hy het deur die Ou Testament gelees en oral in die Ou Testament waar daar name genoem is en datums van so 'n persoon het vir so lank geregeer of hy het regeer soveel jaar na hierdie persoon, het hy op 'n wiskundige wyse 'n formule gaan uitwerk om al hierdie stories in 'n lyn te plaas om presies te probeer vasstel hoe oud al hierdie verhale is. Maar dan lees ons die Bybel verkeerd, want Here, die Bybel vertel vir ons 'n storie van verhale van mense wat in 'n tyd geleef het baie ouer as wat ons ooit kan vasstel. Ons kan nie presies vasstel hoeveel jaar terug het Abraham en Isak en Jakob geleef nie. Maar wat dit moeilik maak, is die stories van die Ou Testament is bitter oud. Maar ons weet dat die Ou Testament, soos wat ons dit hier het in sy geskrewe vorm, die teks van Genesis, die dokument van Genesis, is maar 'n paar duisend jaar oud. Hierdie verhaal wat ons hier lees, is 'n bitter ou verhaal. Maar die persoon wat hierdie verhaal vir ons neergeskryf het, sodat ons dit vanoggend kan lees, weet ons het hierdie storie neergeskryf in die tyd van die Babiloniese ballingskap. Met ander woorde, hierdie verhaal is neergeskryf in 'n tydperk iewers tussen 700 en 500 voor Christus. In die tyd wat Israel in ballingskap weggevoer was. Nou, ons het nog gepraat oor die ballingskap. Israel was ongehoorsaam aan die Here. As gevolg van hulle ongehoorsaamheid aan die Here, het die Assiriese koning gekom en het hulle weggevoer en hulle in Babiloniese ballingskap dan as slawe weggevoer. Ek het al vir julle verduidelik, ons sal onthou dat 'n deel, die vrouens en die kinders en die weerloses het agtergebly in Jerusalem. Jerusalem was verwoes, maar 'n groot deel van Israel is dan ook weggevoer. Al die weerbare mans, die mans wat nog kon werk, die mans wat nog kon oorlog voer, is weggevoer in Babiloniese ballingskap, waar hulle as slawe in Babel gewerk het. Dit was 'n donker tyd in Israel se lewe. Maar nou moet ons ook mooi verstaan dat daar is klein seentjies, jong manne, wat in die strate van Babilonië sit. En die Babiloniërs was bekend daarvoor dat hulle ook gereeld feeste gehou het.
En in hierdie feeste was daar 'n uitbeeldings gemaak van hulle gode wat hulle aanbid het. En so die Babyloniërs dikwels feeste gehou, waarin daar op maniere uitgebeeld is hoe hulle gode die oorsprong van alles was, hoe hulle gode die een is wat alles gemaak het, en hoe die wêreld tot stand gekom het ensovoorts. En hierdie geestelike leiers van Israel besef dat as ons nie vir ons kinders herinner aan wat die waarheid is nie, dan is hierdie 'n generasie wat nie meer vir Jahwe, die God van die Ou Testament, gaan ken nie. Daarom moet ons vir die kinders leer dat hierdie feeste wat hulle sien is nie die waarheid nie. Hierdie feeste wat uitgebeeld word van die Babyloniese afgode is nie die werklikheid nie. Alles het ontstaan deur ons God, die God van Abraham, Isak en Jakob. En daarom word hierdie skepingsverhaal en die Ou Testament dan neergeskryf, sodat daardie generasie groot kon word en ook die waarheid kon weet, ook hierdie verhale kon ken. Verhale wat vir jare en jare, geslagte en geslagte, generasie oor generasie, mondelings oorgedra is. Stories wat oorvertel is van een pa na 'n volgende generasie, en hulle kinders, en hulle kinders, en hulle kinders se kinders. En hierdie mondelinge tradisies, hierdie verhale, word nou vir ons neergeskryf, sodat ons dit ook kan hê om te lees. Ander ding wat nogals baie spesiaal is as ons die Bybel lees, en jy gaan kyk bietjie dieper na Bybeltekste, dan sien ons baie keer in die woorde wat geskryf is, en hoe dit geskryf is, met watter tipe boek ons hier te doen het. Is daar enige tannies of ooms wat vanoggend in die diens is, wat nog daarvan gehou het, of nog steeds doen, om by die biblioteek in te stap met jou biblioteek? Onthou jy nog nie daar met jou biblioteekkaart, dan stap jy nou daar in, en dan loop jy nou so deur die rak, en jy wonder, watter boeke gaan ek nou vandag uitneem? En dan het jy nog 'n sekere tyd wat jy daardie boeke by die huis moet gaan uitneem, en anders moet jy nou terugvat of 'n boete kry ensovoorts. Ek onthou, toe ek nog kind was van die lekkerste tye as ons nou vakansietyd gehad het. Vandag as dit vakansie is, lyk dit my is die eerste ding wat die manne vra, kan ek nou 'n bietjie PlayStation speel? In my tyd was vakansietyd lekker geweest, want dan was dit storieman tyd. Dan het my ma nou 'n biblioteekkaart gebruik, en dan is die storieman reeks gaan uitneem. En dan het ek nog die langspeler opgesit, en dan luister jy die storie terwyl, onthou julle dit? Vir die van julle wat vir julle kinders moet dit luister, ek 'n bietjie gaan opspoor, hoor, is op Spotify, julle kan dit daar gaan kry. Maar as jy in die biblioteek se rakke instap, dan weet jy mos daar's verskillende tipes boeke. Daar's romans, daar's soos geskiedenisboeke, daar's wetenskapboeke, daar's gedigte en poësie. En jy lees elke een anderste. Jy lees nie 'n digstuk soos wat jy 'n ware verhaal lees nie, want die doel van 'n stukkie van 'n mooi gedig is nie noodwendig dat dit ware verhale weergee nie. Dit is om op 'n kreatiewe, kunstige manier uiting te gee aan 'n dieper waarheid. So bepaal die genre van wat jy lees, hoe jy dit moet lees en verstaan. En so is dit met die Bybel ook. Want jy sien vriende, baie keer dink ons hierdie Bybel is een boek en ek lees dit van begin tot einde, maar die Bybel is 'n biblioteek van boeke. En as jy jou inhoudsopgawe oopmaak, gaan jy sien daar's klomp verskillende boeke, en elkeen van hierdie boeke is 'n ander tipe boek. En dit bepaal hoe jy dit moet lees en verstaan. En baie keer is daar binne in 'n boek ook verskillende tipes tekste. Hoekom sê ek hierdie vir julle? Van Genesis 1, van vers 1 tot Genesis 2, vers 4, is die skepingsverhaal aan ons gegee in die vorm van 'n Hebreëse gedig. En as julle van hier af huis toe gaan, dit is hoekom vir my, en terloops, hier wil ek nou die geleentheid gebruik as dominee of julle te vra, dit is hoekom ek so graag wil hê, ons moenie altyd net die Bybel lees op die skerm nie, bring julle Bybels weer bietjie saam kerk toe. Hoe vreemd klink dit nie, of 'n Christene moet sê, asseblief bring jou Bybel weer saam kerk toe nie. As ons vandag geweet het, hier gaan 'n oorlog losbreek, het jy sonder jou geweer gekom. Bring jou Bybel. Waarom kon ek nou vir jou gesê het, kyk gou daar in julle Bybels, blaai gou saam met my, né? Want as julle by die, gaan asseblief huis toe en gaan sien, in die middel van Genesis 2 vers 4, sal julle sien begin daar 'n nuwe opskrifie, die mens in die tuin. Hoekom is dit so? Lees gou saam met my. In Genesis 1 vers 1, dan lees ons, in die begin
het God die hemel en die aarde geskep. Stem julle saam, dit klink soos 'n inleiding. Stem julle saam? Genesis 2 vers 4 se eerste deel staan daar, dit is dan die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Soos wat klink dit? 'n einde, 'n slot. Net die volgende woorde, toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog nie enige struike op die aarde nie. Het God nie nou net alles gemaak nie? En julle sien as ons dit lees, dan klink dit baie keer, dan kry baie keer vra, Dominee, ek het bietjie in die Bybel gaan kyk, daar het baie foute in die Bybel, Dominee, nee daar is nie. Die tweede deel van vers 4 is 'n volgende vertelling, dis weer 'n skepingsverhaal, dis 'n ander skepping, dis dieselfde skepping, maar dis 'n ander tipe vertelling, dis nou in 'n storievorm, waar die eerste deel wat ons gelees het, 'n Hebreëse gedig is. Dominee Jaco, hoe weet ons dit is 'n gedig? Jy gaan kyk na die teks. En het julle gehoor so wat ons lees, die herhaling, dit het aangeword, en dit het môre geword. Dit was die soveelste dag. Of elke nou en dan lees ons, en dan is daar nog 'n herhaling, en so het dit gebeur. Of iets anders wat die hele tyd herhaal, en God het gesien, dit was goed. En so wanneer ons dit in Hebreëus lees, dan kom ons agter, hier's 'n woord van rympatrone gebruik. Dis 'n gedig wat geskryf is. En die oomblik wanneer ons 'n gedig lees, weet ons die doel van 'n gedig is om deur hierdie rympatrone vir ons 'n dieper waarheid uit te lig. En dit bring ons by hierdie gedagte van rus. Kyk gou saam met my wat gebeur en hoe spesiaal is hierdie gedeelte eintlik. As ons kyk na wat God op dag 1 maak. Wat maak God op dag 1? Hy skei lig en donker van mekaar. Ek sien van my belydensklas kinders wat hier binne is, sal onthou wat ons hieroor gepraat het, né? Op dag 1 skei God lig en donker van mekaar. Wat weet ons vandag? Skei lig en donker. Son en maan en die hemelliggame, né? Wat maak God op dag 4? Son, maan en sterre. Gaan nou duidelik word waarom dit belangrik is. Op dag 2, dan maak God die hemel gewelf en hy skei die waters bo en die waters onder. Wat maak God op dag 5? Voëls en visse. Op dag 3 word die droë aarde sigbaar. Plante moet opkom om vrugte en saad te gee. Op dag 6 plante, diere, mense. Of altens diere en mense, daar is nou 'n foutjie. Diere en mense. Diere elkeen na sy soort en mens. Sien julle raak dat op dag 1, 2 en 3 skep God die ruimte en 3 dae later dit wat presies in daardie ruimte pas. Sien julle dit raak? Op dag 1 word lig en donker van mekaar geskei. 3 dae later word gemaak wat lig en donker van mekaar skei. Op dag 2 word die hemel gewelf gemaak en die ruimte word geskep bo en onder. Wat maak God 3 dae later? Voëls en visse. Op dag 3 word die aarde sigbaar, die ruimte word geskep. 3 dae later, dit wat op die aarde moet woon. Hoekom 3? Ons praat van die digterlike 3 patroon wat in hierdie gedig voorkom. Want in die Hebreëse taal wys die getal 3 op goddelikheid, volmaaktheid en dat alles presies is soos wat dit moet wees. Die getal 3 in die Hebreëse taal beteken volmaak, waarlik, reg, goddelik. God het dit gemaak dat dit is soos wat dit moet wees. Dis hoekom wanneer ons sing en wanneer in die Bybel lees God beskryf word, dan word daar gesê heilig, heilig, heilig. God is waarlik heilig. God is volkome heilig. En in hierdie gedig wil hierdie Hebreër skrywer vir my en jou kom wys dat uit die chaos uit, daar was niks gewees, daar was chaos, daar was net donker water gewees. En uit hierdie niks uit het God gekom. En net deur te sê, het hy nie net alles gemaak nie, hy het dit so gemaak dat alles perfek pas in elke plekkie waar dit hoort. Dag 1,
dag 4, 2 en 5, 3 en 6. Vir alles en almal is daar 'n plek. En nie sommer net 'n plek nie, presies soos wat dit moet wees. Want dit is hoe God dit gemaak het. Uit die chaos uit skep God 'n perfekte skepping. En op die 7de dag het hy gerus. Wanneer ek 'n liedjie luister, wat is die hoofboodskap van die liedjie? Die koortjie, né? Ons weet die versies verskil vir mekaar, maar die koortjie is gewoonlik daardie een ding wat so 'n bietjie anders is as die res van die verse en hy herhaal partykeer so. Wat gebeur hierso? Hier word in 6 dae vertel en in 6 dae sien ons hierdie selfe patroon. Dag 1, dag 4, dag 2, dag 5, dag 3, dag 6 en dan is daar 'n uitskietdag wat nêrens inpas nie en dit is die hoofboodskap wat vir ons uitgedra word. Toe het God gekyk na alles wat hy geskape het en dit was baie goed en toe het hy gerus. En vriende, in hierdie skepingsverhaal word vir my en jou 'n natuurlike ritme van die lewe gegee soos wat God dit in gedagte gehad het. En 'n natuurlike ritme en 'n diep waarheid wat in Jesus Christus nog dieper betekenis gekry het. Want dit is met hierdie verhaal in gedagte wat toe Johannes sy evangelie skryf, toe begin Johannes met die woorde in die begin. Toe Johannes Jesus aan ons wil bekendstel, toe begin Johannes en hy dink aan hierdie verhaal en hy sê vir ons aan die begin was die woord daar, Jesus. En die woord was by God en die woord was self God. En alles het deur hom ontstaan. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom ontstaan nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig in die duister. Wat is die eerste skepingsdaad? Lig en duister wat van mekaar geskei word. Wat sê Jesus vir ons? Kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal vir julle rus gee. In die Joodse kultuur het hierdie ritme daartoe gelei dat 6 dae van die week word daar gewerk en op die 7de dag word die Sabbatsrus gevier. Die Shabbat. En daardie Shabbat het plaasgevind volgens ons op 'n Saterdag. Die Sabbatsdag is op 'n Saterdag volgens die Joodse kultuur en gebruik. Jesus het hierdie gedagte van rus vir ons 'n nuwe betekenis gegee, 'n dieper betekenis gegee. En daarom vier ons nie Shabbat op 'n Saterdag nie, ons vier Jesus se opstandingsdag elke Sondag vanoggend wanneer ons hier by mekaar is. Maar is nog steeds 'n rusdag. Hierdie dag is nog steeds afgesonder deur die Here, omdat hy weet hoe belangrik rus vir ons is. Fisiese rus, sodat ek en jy ten minste een dag van die week bietjie kan afskaal van al die ander dinge waarby ons moet uitkom. Van die werksverantwoordelikhede. Noem nie Jaco, Saterdag is daarom ook bietjie rustig. Jy kan vir enige ouer wat 'n kind op die skool het vandag hê so vra, Saterdag is lankal nie meer 'n rustig nie. Inteendeel die week se program is bietjie stiller as 'n Saterdag. Maar Sondag is 'n dag waarop ek fisies kan rus. Nou moet ek daarom dadelik bietjie met Dominee kaartjie uithaal en sê, dit beteken nie 'n verskoning om laat te slaap en nie hier te wees nie. Jy kan kerk toe kom, weer in die bed klim en dan bietjie gaan rus. As 'n hele dag wat jy bietjie kan rus. Jy kan na die diens bietjie gaan rus, jy kan opstaan, middagete eet, maagie vol oogies toe, weer bietjie gaan slaap. Daar's baie slaaptyd vanoggend. Jy hoef nie te slaap tydens die diens ook nie. Maar dis 'n rusdag. Maar nie net fisiese rus nie. Wanneer ek en jy hier by mekaar kom op 'n Sondag, is dit sodat ek en jy ook emosionele en geestelike rus kan ontvang. Emosionele en geestelike rus wat gevind word in wie God is en die belofte van God waaraan ek en jy elke Sondag herinner word.
Dis hoekom daar hierdie ritme is, ons stoei deur die lewe, ons worstel deur die lewe, ons raak uitgeput, ons raak moeg, en dan kom ons hier by mekaar en ons herinner mekaar aan wie God is. En in wie God is, vind ons rus. En hier is iets wat ek vir ons wil uitlig vandag, uit hierdie skepingsverhaal uit, en wat julle in daardie prentjie moet sien. Dat 'n groot deel van wanneer ek emosioneel en die moeilikste moeg is, geestelik moeg is wanneer ek rondom my kyk en al wat ek sien is onsekerheid, chaos, storm op storm, verwoesting, bekommernis, angs en vrees, en ek sien nie die lig in hierdie duisternis nie. Dis wanneer ons emosioneel uitgeput en uitgebrand raak. Dis wanneer ons sielkundig afgebreek word. Dis wanneer ek geestelik uitgeput raak. Vir jou, my liewe broer en suster, wat vanoggend emosioneel of geestelik moeg is, wil ek hom herinner aan die waarheid van hierdie gedeelte. En wil ek vir jou herinner dat ons bely dat ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ons glo nie daardeur dat God geskep het nie, ons glo dat hy nog steeds die Skepper is. En soos wat God vanuit die chaos alles gemaak het, presies op sy plek, uit die niks uit alles perfek gemaak het, is nog steeds dieselfde God, wat vandag vir my en jou kon verseker, dat uit die chaos in jou lewe, ek ook iets nuuts kan skep. Uit die chaos uit jou lewe, kan ek ook dinge so laat gebeur, dat alles weer presies in plek pas. In jou donker kan ek lig bring, want ek is nog steeds die Skepper. En soos wat ek gedoen het, so doen ek nog elke enkele dag, ook in jou lewe. Niks is vir my onmoontlik nie. Geen probleem is vir my te groot nie. Daar is nie 'n situasie in jou lewe waarop ek nie antwoord het nie. Daar is niks in jou lewe waarmee ek jou nie kan help nie. Ek het met die spreek van 'n woord dit alles gemaak. En met die spreek van 'n woord kan ek lewe bring oor elke donker area in jou lewe. Vind hoop, vind rus. Nie in jou eie pogings nie. Nie in jou eie antwoorde nie. Kom na my toe. Jy wat moeg is. En ek sal vir jou rus gee. Kom na my toe, jy wat moeg is, en kom onthou vanoggend weer wie ek is. Ek is 'n groot en sterk en almagtige God, sê die Here. As jy by hierdie deur uitstap vandag, gaan kyk na die skepping daar buite, en mag elke plant, mens en dier, elke son, maan en sterre vir jou herinner aan wie ek is, en mag jy rus vind in daardie wete. Want waar jy chaos sien, sien ek die begin van iets nuuts wat ek in jou lewe gaan doen. Waar jy donker sien, sien ek alreeds die helder lig wat ek daar binne gaan skyn. Al wat ek van jou vra, is vertrou my en nou aanglo dat ek daartoe in staat is, want ek is die Skepper God. Jesus is die volbringing van hierdie wat ons gelees het. Wat julle gesien in hierdie gedeelte, herhaal God die hele tyd as hy iets gemaak het. Dit was goed. Dit was goed. Spring na die Nuwe Testament toe. En wat lees ons in Paulus se woorde wanneer hy Christene bemoedig in die naam van ons Here Jesus Christus? Dat ek is oortuig daarvan dat God alles ten goeie sal laat meewerk. Ek is oortuig daarvan dat God alles ten goeie sal laat meewerk vir die wat hom liefhet. En spring gou vir 'n oomblik in julle gedagtes terug na ons reeks wat ons oor hierdie gedeelte gedoen het verlede jaar. Toe het ons gehoor dat Paulus gebruik daar 'n beeld in die Grieks, wanneer hy sê God sal alles ten goeie laat meewerk, dan gebruik Paulus die beeld wat ons kan verstaan as 'n legkaart met 'n klomp verskillende stukkies. En baie keer sien ons nie hoe hierdie stukkies in mekaar pas nie. Baie keer is hierdie stukkies, hierdie seer en bekommernis en chaos en verwoesting en gebrokenheid en hartseer, stukkies wat ons nie sien hoe dit pas in God se storie vir ons lewe nie. En die Here sê, gee dit vir my, want ek sal alles ten goeie laat meewerk. Ek sal al hierdie stukkies laat inpas
in 'n mooi storie wat ek besig is om te skryf in jou en deur jou lewe. Ek sal alles ten goeie laat meewerk. Waar jy dit nou nie kan sien nie, beloof ek jou, daar gaan 'n dag kom wat jy gaan terugkyk en jy gaan sê, dit was goed. Dit is goed. En dit is eintlik so besonder waarom daardie mooi Engelse lied, wat wanneer daar storms in my lewe ook kom, ek altyd so lief is om te sing, né? En ons almal ken dit baie goed. It is well with my soul. In die midde van my storm, in die midde van onsekerheid, in die midde van die chaos, Here, gaan dit goed met my siel. Want U is my rus. En vriende, my hoop is, dat Genesis 1 vandag vir jou 'n dieper betekenis gekry het. Waar jy vandag die belofte ontvang, dat vanuit jou chaos sal ek spreek. Dag 1, 2, 3, 4, 5 en 6 sal voor jou oë waar word, alles op sy plek. Vertrou my, want ek weet hoe die legkaartstukkies in mekaar pas. En ek sal alles ten goeie skep in jou lewe. Want dis wie ek is. Ek wil vir jou geleentheid gee om net so 'n paar oomblikke in stil gebed. En bring jou moegheid na die Here toe. Ek weet nie wat elkeen se moegheid is, die Here weet nie wat my moegheid is nie, maar almal van ons het 'n vorm van 'n moegheid, maar die Here weet dit. Die Here weet dit reeds. Kom ons bring dit na die Here toe. Ons deel ons fisiese, geestelike, emosionele moegheid met die Here. En dan gaan hy vir jou geleentheid gee om vir die Here net vir so 'n paar oomblikke in stil gebed te vra vir hierdie rus waarna ek en jy so op soek is. Here, ons glo in U, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde. En Here, U skepping getuig oor die almag. En U skepping getuig oor die hoop en die rus wat ons in U het. En Here, vanoggend bid ek U rus oor elkeen van U kinders wat hier voor my sit, oor elkeen van ons. En Here, daar waar ons fisies moeg is, emosioneel moeg is, geestelik moeg is, kom vra ek, Here, dat U sal lewe spreek, dat U vir ons sal rus gee, en U wete dat U is in beheer. U is steeds die skepper goed. En Here, U is tot alles in staat. Mag ons rus vind, Here, in U wete wie U is. En in U beloftes dat U alles ten goeie laat meewerk, altyd en in alle omstandighede. Vir almal wat U liefhet, vir ons wat U kinders is. Here, hoe dan anders? U is dan ons hemelse Vader wat ons liefhet. En Here Jesus, ons dink aan U woorde,
toe U ook vir duisende mense, vir 'n skares mense wat moeg was, uitgeput was, honger was, Here gesê het, kyk na die skepping, kyk na die blomme in die veld, kyk na die voëls in die lug. As julle Vader vir hulle sorg, hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie. Ja, Here, kom gee vir ons hierdie rus wat ons in U vind. Rus in die wete dat ons lewe is in U hande. En U sorg vir ons soos wat U nog altyd het. Reeds van die begin af, Here. En U sal ook altyd. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. En hierdie krag en leiding van die Heilige Gees. Amen. Vriende, nadat ons hierdie boodskap gehoor het, kom ons staan en dan gaan ons die diens afsluit deur 'n lied te sing wat die boodskap wat ons gehoor het bevestig. En terwyl ons dit sing, kom ons sê sommer vir die Here dankie vir hierdie uitnodiging, hierdie belofte van rus wat ons in Hom vind. So
Kom ons seën mekaar met die seën van die Here. Liewe geloofsfamilie, liewe kinders van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God jou Vader en die krag van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly en vir jou rus gee, goddelike rus gee, elke dag. Die Here seën jou, gaan wees 'n seën vir ander. Amen. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Al gaan ek ook deur 'n dal van dood, van pyn en smart en hongersnood, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U salf my hoof met olie, ja, U maak my bly. Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U verkoop my siel, U staf is my vertroosting. U volg my met die goedheid en die genade. U lei my in die spore van geregtigheid. Om U naam sal en ek sal in U huis kom bly tot in ewigheid. Want die Here is my herder, o, niks sal my ontbreek nie. U laat my neerlê in groen weivelde. U berei vir my 'n tafel voor my teestanders se oor. U berei vir my 'n tafel, my beker oor. U verkoop my siel, U staf is my vertroosting. U volg my met die goedheid en die genade. U lei my in die spore van geregtigheid. Om U naam sal en ek sal in U huis kom bly tot in ewigheid. Net soos vir Dawid is Jesus my koning en ek verheerlik vir ewig tot U sin. Want U is die goeie herder wat vir my die vreugde bring. Ja, U is my goeie herder, ek wil